Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek het gister verwys na Prof. Adre Koenig se argument dat Paulus, wanneer hy terugkyk na die Ou Testament vanuit Jesus se verkondiging, daarop wys dat alle paaie deur die Ou Testament ook die via Abraham se vaderskap en die besnydenis lei na Jesus. En dis presies wat Paulus verder aan in Galasiërs 3 vers 26 tot 29 skryf. Ons is deur die doop met Christus verenig, 3 vers 27. En so kry ons deel aan die verbond wat God met Abraham gemaak het, 3 vers 29. Maar dis nog wat die besnydenis in die Ou Testament gedoen het. Heidene wat in God geglo het deur die besnydenis deel gekry in die Abraham verbond. En verbondskinders is besny en moes later self tot geloof kom. Dan moet daar tog 'n soort verband tussen die doop en die besnydenis wees. 'n Mens verwag dit eintlik as jy eenmaal losgekom het van die gedagte dat die besnydenis maar net 'n nasionale vleeslike teken was dat iemand 'n Jood is. En as jy die diep geestelike betekenis van die besnydenis in die Ou Testament raak gesien het. Ons kry dan ook so 'n verband in Kolossense 2. Paulus skryf aan 'n gemeente wat hoofsaaklik uit heidene bestaan het. En vir hulle sê hy dan dat hulle besny is, 2 vers 11. Maar hy het dit nie letterlik bedoel nie. Heidene is nie besny as hulle tot geloof gekom het nie. Wat bedoel hy dan? Hulle is besny omdat hulle aan Christus verbonde is, hoofstuk 2 vers 11. Hierdie besnydenis bestaan daarin dat hulle ou sondige natuur weggeneem is. Nou weet ons natuurlik, dis presies wat die besnydenis in die Ou Testament beteken het. Jou lippe moes besny word, of jou ore, of jou hart. Dis presies dieselfde as dat jou ou sondige lewe beëindig word. Deur die geloof in Jesus het die heidene dus die betekenis van die besnydenis gekry. Maar hoe? Hulle is nie besny nie. Nee, dit het by hulle doop gebeur, volgens Kolossense 2 vers 12. Nou wat beteken dit? Dat hulle deur die doop die betekenis van die besnydenis ontvang het. Dan is daar mos 'n verband tussen die besnydenis en die doop. Dan gee die doop ons deel aan die betekenis van die besnydenis wat op hierdie punt presies dieselfde is as die van die doop. Die doop is die beëindiging van ons ou lewe, wat ook die betekenis van die besnydenis is, omdat dit ons met Christus verbind. En as 'n mens dit besef, dan val meer van Paulus se uitsprake in plek. Nou weet ons, die wonderlike betekenis van die besnydenis in Romeine 4 vers 11 is ook die betekenis van die doop. Dis 'n seël wat bewys dat God jou vrygespreek het, omdat jy geglo het. En dit is waarom Martin Luther, die groot kerkhervorming, wanneer hy met diep vertwyfeling geworstel het, net kon uitroep, ek is gedoop. Dit was vir hom die bewys, en dit het hom opnuut weer versterk in sy geloof. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons, wat ook as nie Jode gebore is, ook die voorreg gegee het, om deel aan die verbond wat U met Abraham en sy nageslag gemaak het te kry, om ingelyf te word in U volk, en dat ons daarvoor die teken van die doop gekry het. Dankie dat dit ons nog elke dag kan herinner en bevestig, dat ons deur genade alleen gered is, wanneer ons glo in Jesus se naam. Amen.